As ons so terugdink, dan sal ons onthou dat Piet het met ons 'n reeks begin, wat gaan oor die impak wat Jesus maak in die wêreld. Dit begin by sy bediening. Hoe om te leef in die koninkryk van God. Hy het vir ons vertel van die karakter van Jesus en Jesus se deernis met mense. En hy het vir ons geleer dat die Bybel sê, so maak mens. Hy het ons ook geleer dat Jesus het baie bewonderaars, maar hy het min volgelinge. En hy het ons geleer hoe moet ons assosieer met Jesus. En hy het met ons gepraat oor jou posisie in die wêreld, jou posisie as kind van God. En vandag se skrifgedeelte gaan oor Jesus se missiestelling. Hoekom hy gekom het. Kom ons begin by Matteus 3. Jesus loop te voet en hy daag in Galilea op by die Jordaanrivier. Johannes was besig om te doop. Hy was besig om mense te doop wat uit Jerusalem kom en oor die hele Judea. En Johannes, toe hy so staan en doop, het hy vir Jesus erken. En toe Jesus nader stap om gedoop te word, wou hy nie vir Jesus doop nie, want hy sê hy is nie waardig en waardig om Jesus te doop nie, maar dat Jesus hom moes doop. Maar Jesus het vir Johannes verduidelik dat God se wil uitgevoer moes word en daarom was dit belangrik dat God vir Jesus wat as mens gekom het, moes doop. En hy het dit toe gedoen. Maar hy het vir Jesus gedoop nie omdat Jesus sondes gehad het en omdat Jesus tot bekering moes kom nie. Maar omdat Jesus van die begin af vir almal wou wys dat hy deel uitmaak van God se groter prentjie met hierdie wêreld van ons. En Johannes het vir Jesus gedoop en nadat hy vir Jesus gedoop is, het God se gees op die Here gekom soos 'n duif. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat die Heilige Gees 'n belangrike deel uitgemaak het van Jesus se bediening hier op aarde. Jesus pak sy bediening op aarde aan met die Heilige Gees, nie uit sy eie krag nie. En as ons Lukas 4 vers 1 lees, dan staan daar, Jesus het vol van die Heilige Gees die Jordaanrivier verlaat en hy is deur die Gees na die woestyn toe gelei. Jesus was 40 dae in die woestyn, waar hy deur die Satan verlei was en versoek was. En in Lukas 4 lees ons dat hierna het Jesus gevul met die krag van die Heilige Gees na Galilea toe teruggegaan. Weet jy, dit het my laat wonder. As die Heilige Gees so belangrik was vir Jesus, hoe belangrik is die Heilige Gees vir ons vandag? As ons Galasiërs 5 vers 16 lees, en ek lees uit die Boodskap vertaling, dan staan daar, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Jesus se aardse bediening het begin met die Heilige Gees. En Jesus was op pad na sy tuisdorp in Nasaret. Ek sit vir julle 'n kaart daarop, maar die afstand tussen Kapernaum en Nasaret in Galilea en Nasaret was ongeveer 64 kilometer. Was so 4 dae se stap. En Jesus het gestap van dorp tot dorp. Maar daar staan nie vir ons en daar word nie genoem by watter dorpies Jesus oral aangedoen het nie. Daar staan wel volgens die Bybel dat Jesus in hierdie dorpies en stede op pad na Galilea gereeld die sinagoges op die Sabbat besoek het en hy die skrif insluitende sy goeie nuus van die koninkryk van God aan die mense geleer in elke dorp. Hy het alle siektes en kwale wat daar onder die mense was, het hy genees. In sommige gevalle, soos in Kapernaum, het hy bose geese uitgedryf.
Hy het mense se vrae beantwoord en het met hulle gesels oor geestelike sake. En as jy so lees, dan is dit duidelik dat Jesus se bediening omvattend was met alles wat hy wou sê. Dit was nie net 'n kuiertjie en 'n koppie koffie saam met die mense nie. Dit was meer as dit. Hy het per voet geloop, 64 kilometer. En Jesus het nie blyplek gehad nie. Hy het op die gasvryheid van al die mense in die klein dorpies gepyl trek, sodat hy sy boodskap en sy missiestelling kon oordra. En uiteindelik het Jesus in sy tuisdorp Nasaret aangekom. Hy kom in Nasaret aan, 'n baie klein, onbelangrike dorpie in daai tyd. Amper soos Pretoria. Sorry Piet. Die meeste mense daar ken vir Jesus. Hulle ken vir Jesus as Josef se seun. Hulle het vir Jesus hier gesien groot word. Maar vandag in daai klein dorpie, in daai sinagoge, gaan iets gebeur wat daai mense se hele wêreld gaan verander. Een van die mees kragtigste oomblikke van Jesus se bediening gaan daar plaasvind. Daar waar Jesus sy missiestelling gaan aankondig. Dis nie net 'n beskrywing van wat Jesus gaan doen nie. Maar dis ook 'n venster wat oopgemaak word in die hart van God. Nou as jy mooi gaan lees in daai tyd, dan sal jy agterkom dat dit was 'n gewoonte dat die heilige rabbi uit die sinagoge moes uitlees wanneer mense opgedaag het. Maar op daai dag was daar ook 'n gewoonte dat 'n besoekende, gerespekteerde persoon wat kennis het van die wet, iemand het wat erken is deur die gemeenskap vir sy wysheid en sy kennis, die vloer gegee was om te spreek of te preek of om die woord uit te lê. Dis hoekom Jesus daai dag opstaan en lees. En as jy mooi dink, dan kan 'n mens nie dit anders as om God se hand in daai oomblik te sien nie. Daai boekrol is aan Jesus gegee. En kom ons lees saam wat Jesus sê. Ek wil vir julle uit die Bybel uitlees, maar die beligting is bietjie sleg hierso. Hierna het Jesus, gevul met die krag van die Heilige Gees, na Galilea teruggegaan. Hy het deur die hele omgewing bekend geword. Hy het in die sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe hy kom in sy tuisdorp Nasaret, waar hy groot geword het, het hy soos gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge gegaan en opgestaan om die skrif te lees. Die boekrol met die boodskap van Jesaja die profeet is aan hom gegee en hy het dit oopgerol tot by die plek waar dit sê: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. Hy het die boekrol opgerol, en dit aan die amptenaar teruggegee, en gaan sit. En almal in die sinagoge het stip na hom gekyk. En toe sê hy: Hierdie skrif is vandag voor julle oë bewaarheid. Ek wil jy moet vir 'n oomblik dink, kan jy vir 'n oomblik die spanning in daai sinagoge voel? Jesus sit daar, en almal ken hom. Hy's 'n local boy. En uit sy hart gee Jesus vir sy mense sy missiestelling. Sy aankondiging oor hoekom hy gekom het. En niemand is opgewonde nie. Mense is verstom oor Jesus se wysheid en oor sy kennis. En hulle is verstom oor sy buitengewone krag om al daai wonders te verrig.
maar hulle neem aanstoot oor wat Jesus sê. Weet jy, soms is dit juist die mense wat ons die beste ken, wat die moeilikste is om ons geestelike groei te aanvaar. Mense hou vas aan die ou beeld van wie jy was. Hulle sukkel daarmee om te vereenselwig met wat God jou gemaak het en hoe jy gegroei het in God nie. Selfs Jesus se familie en sy huisgesin het nie in hom geglo nie. Die eerste woorde wat Jesus gelees het uit Jesaja 61 was: Die Gees van die Oppermagtige Here het op my gekom. Die Here het my gesalf. Van die oomblik af wat Jesus gedoop is, het sy bediening begin met die Heilige Gees. En vandag nog begin alle waringe, bedieninge in die kerk deur die krag van die Heilige Gees. Nie deur menslike vermoë nie. Wat beteken dit vir ons? Jesus werk nie in sy eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Hy is nie 'n politieke leier nie. Hy is 'n geesvervulde verlosser. En dieselfde Gees wat op Jesus was daai tyd, is vir ons almal beskikbaar vandag as gelowiges. Maar jy sien, die sleutelwoord is gelowiges. Mense wat Jesus aangeneem het in sy of haar lewe as verlosser. Wat beteken dit vir die kerk? Die Heilige Gees woon in gelowiges, wat die kerk 'n heilige tempel maak. Wie is die kerk? Ek wil sommer vir jou nou sê, die kerk is nie die gebou nie. Want as jy 1 Korintiërs 3 vers 16 lees, dan staan daar: Besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie. Die Gees woon in elke gelowige. En die Gees lei gelowiges om die regte besluit te neem sodat hulle die evangelie kan verkondig. Net soos wat Jesus die evangelie verkondig het toe hy van dorp tot dorp geloop het daai tyd. Die Heilige Gees gee ons die krag om getuies te wees sodat die kerk kan groei en Jesus bevorder. Wie van julle was by 'n kerk waar die geloofsbelijdenis afgelê is? Kan jy onthou wat ons altyd daar gesê het? Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die gelowiges. Nie die gebou nie, die mense. Die mense wat hier sit, is die gemeenskap van die gelowiges. En nadat Jesus vir almal vertel het dat die Heilige Gees is nou op hom, sê hy dat God hom aangestel het om die goeie nuus aan die mense oor te dra. Ek wil hê jy moet oplet na wie Jesus se bediening gerig is. Jesus sê hy het my gestuur om die goeie nuus oor te dra. God het vir Jesus gestuur. Na wie toe is Jesus gestuur? Na wie is Jesus se bediening gelei en gerig? Eerstens, ons lees in ons skrifgedeelte, na die armes. Nie net mense wat finansiëel arm is nie, maar geestelik arm is. Die mense wat desperaat na genade soek. En as jy lees in Psalm 9 vers 19, dan sê daar: Die Here sal nie vir altyd die armes vergeet nie. Die mense wat hulle self nie kan help nie, kan aanhou hoop dat God hulle sal help. Tweedens, gerig na mense wat gebroke van hart is. Mense wat verpletter is deur hulle verlies, of deur teleurstellings, of deur verraad, of deur hulle sonde. Jy sien, Jesus se goeie nuus.
Hy het gekom om die wat stikkend is, weer heel te maak. En as jy die boodskapvertaling lees van Johannes 3 vers 17, dan staan daar, God het die seun van na hierdie wêreld toe gestuur, om net vir almal, hy het nie omgestuur om net vir almal te kom sê hoe sleg hulle is nie. Hy het hom gestuur sodat mense wat sleg was, weer by God kom uitkom. Hy het nie gekom om te veroordeel nie. Hy het gekom om te red. Derdens, Jesus se goeie nuus is gerig sodat die gevangenes losgelaat kan word. Jy moet onthou, daai tyd was Israel onder die Romeinse mag. As jy iets verkeerd gedoen het in daai tyd, is jy opgesluit en in die tronk gegooi. Maar ook die mense wat gevangenes was aan hulle eie sonde en verslawing, en mense wat gevangenes was van vrees en skuld en bitterheid. Dis hoekom Jesus gekom het, om hulle vry te laat. Vierde, mense wat fisies blind was, maar ook mense wat geestelik blind was. Nou, Jesus het van dorp tot dorp alle kwale genees en mense gesond gemaak. Hy het gekom vir mense wat so verblind was deur hulle eie perspektief van die lewe, dat hulle nie meer vir God kon raak sien nie. Hulle het nie eens vir Jesus raak gesien as hulle verlosser, toe hy daar reg voor hulle oë gesit het nie. Jesus se goeie nuus is dat hy is hier, sodat hy hulle oë kan oopmaak, sodat hulle geestelike sig kan terugkry, en weer kan terugkeer na God toe. Vyftens, die mense wat verdruk en bevry moes word van hulle verdrukkers. Die mense van daai tyd wat onderdruk was deur bose magte. Mense wat onderdruk was en weggedryf was, omdat hulle nie dieselfde invloed gehad het as die ryk mense onder hulle nie. Die minder belang wat geïgnoreer was deur die samelewing. Wat sien jy in ons wêreld vandag? Haat, verdrukking, ellende en hartseer. En ek het 'n bietjie navorsing gaan doen. En statistieke wys dat huidiglik vandag ongeveer 365 miljoen Christene vervolging en diskriminasie in ons wêreld ervaar. Party in hulle eie land, party in hulle eie tuisdorp. Ons sien 'n wêreld vandag wat godloos is. Net soos wat dit was daai tyd in Jesus se tuisdorp. Dis hoekom Jesus daar opgedaag het, om te sê, ek is hier, julle redding sit hier voor julle oë. Toe Jesus klaar gelees het uit Jesaja 61, het hy die boekrol vir die amptenaar teruggegee en hy het gaan sit. Ons ken nou die verhaal, maar ek wil vir u 'n vraag vra. Wat dink ons, wat het die mense van daai tyd gedink gaan Jesus sê, toe hy die boekrol klaar gelees het en gaan sit? Wat dink ons, wat sou hy sê? Hy sê miskien 'n boodskap van hoop en van toekoms aan die mense beoordra. Miskien iets soos, jy weet, ons moet vashou aan hierdie belofte van Jesaja, want eendag gaan dit waar word en dit gaan gebeur. Miskien so iets. Maar dan sê Jesus die mees kragtigste woorde van sy bediening. Hierdie skrif, dit wat ek nou vir julle gelees het, is vandag bewaarheid onderwyl julle daarna geluister het. As jy die boodskapvertaling gaan lees, dan staan daar, vandag het al hierdie woorde uit die Bybel waar geword, reg voor julle oë. Nie eendag in die toekoms nie, vandag. Jesus sê, die redding waarvoor julle gewag het, is hier. Ek is die redding
En die tyd is nou. Jesus het meer as 2000 jaar gelede as 'n gasspreker in sy tuisdorp gesê, vandag. Dit geld nog steeds vandag. Matteus 18 vers 20 sê vir ons, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat Jesus is vandag hier teenwoordig waar ons hier sit. Hy is vandag hier teenwoordig waar ons in sy naam vergader. En Jesus se boodskap van daai tyd geld nog steeds vir ons vandag hier waar ons sit. So ek wil vir jy sê, as jy vandag voel dat jy arm van gees is, en as jy vandag voel dat jy's hartseer en gebroke, en jy sukkel om die mooi en die wêreld in perspektief te neem, alles wat mooi is. As jy hier sit en jy's vasgevang in jou omstandighede, en dit voel vir jou as die lewe jou plat geslaan het, dan is hierdie boodskap vir jou vandag. Hierdie goeie nuus van Jesus is vandag vir jou. Want God se guns is nie 'n historiese gebeurtenis, iets wat 2000 jaar gelede gebeur het nie. Dit geld nog steeds vir ons vandag. Hebreërs 3 vers 15. Vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard, soos Israel gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. Daardie vandag in Nasaret is ons vandag. Die vraag is, hoe gaan ons reageer op God se boodskap vandag? Wat gaan ons doen met God se boodskap? Sal ons ons armoede erken? Sal ons die gebrokenis daar buite na Jesus toe bring? Weet jy van armoedige mense? Het jy al gevra of jy kan help? Sal ons toelaat dat Jesus ons oë oopmaak, sodat ons nie meer geestelik blind sal wees nie? Want ons ook in vandag se lewe is baie keer so vasgevang in my eie denkwyse, my eie ek, vasgevang in my eie perspektief van die lewe soos wat ek dinge sien. Ons sien nie meer vir God raak nie. En Jesus sê hy sal ons oë oopmaak sodat ons dinge kan raak sien wat ons nie van tevore raak gesien het nie. Dinge oor jouself, dinge oor jou eggenoot, dinge oor die wêreld en oor God en oor die lewe wat 'n mens verbykyk vandag en nie meer raak sien nie. Interessant genoeg, die mense van Nasaret het eers positief gereageer op Jesus se koms. En toe hy klaar gelees het, het hulle hom verwerp. Nie vreemde mense nie. Sy mense. Mense van sy tuisdorp. As jy Markus 6 vers 4 lees, Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy groot geword het. En in sy familiekring en sy gesin. En hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die mense se ongeloof. Wat lees ons daar? Ons lees, Jesus kon geen enkele wonderwerk doen in sy tuisdorp nie. Daar staan nie, hy wou geen enkele wonderwerk doen nie. Daar staan, hy kon geen enkele wonderwerk doen nie. Hoekom nie? Jesus is die seun van God. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Jy sien, Jesus kon geen wonderwerk daar doen nie, oor sy eie mense se ongeloof. Omdat hulle hom nie gerespekteer het en geëer het vir wie hy was nie.
Want jy sien, wie nie die begeerte het om genees te word nie, sal dit ook nie ontvang nie. Wie nie enigstens iets van Jesus verwag nie, sal ook nie na Jesus toe gaan nie. As die mense van Nasaret daai tyd geglo het dat Jesus is wie hy gesê het hy is, dan sou hulle sy boodskap met oop arms aanvaar het. Gemeente, hoe aanvaar ons Jesus se boodskap vandag? Daar was 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. En sy het geglo dat as sy net aan Jesus se klere kon vat, sou sy gesond geword het. Matteus 9 sê, daar was 2 blinde mans wat na Jesus toe gekom het, en daarop sê Jesus vir hulle, glo julle regtig, ek kan julle gesond maak. Hulle sê vir hom, ja Here, ons glo u kan dit doen. Hy raak toe aan hulle oë en sê, soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Glo jy vandag Jesus se goeie nuus? Wat is jou reaksie op Jesus se boodskap vandag? Wat was die mense in Jesus se tuisdorp se reaksie? Lukas 4 vers 29, hulle het opgespring, hulle het hom omsingel en hom uit die dorp uitgeneem tot op die rand van die berg waarop die dorp gebou is. Hulle wou hom oor die kraan stoot, maar hy het tussen hulle skare deurgeglip en weggegaan. Sy eie mense wou niks met hom te doen gehad het nie. Hoe is dit van toepassing op ons vandag? Jy sien, jy moet weet dat jy is arm voordat jy Jesus se boodskap kan aanvaar. Jy moet glo dat Jesus jou lewe kan verander. Hy is nie liewe Jesus nie. Hy is die Messias, die enigste persoon wat jou kan red. En dan jy vandag alleen daardeur jou storms gaan, dan sal jy agterkom dat jy weet nie dat Jesus is al wat jy nodig het nie, totdat hy alles wat jy het nie. As jy daar buite is, en jy het alles probeer in die lewe om jouself uit te sort, dan sal jy agterkom, Jesus is al wat jy het. Aanvaar dit vandag. Want daar is nie 'n môre nie, want jy weet nie of jy môre nog hier gaan wees nie. En glo en besef dat jy is nooit te gebroken nie. Moenie in 'n struik val dat jy dink dat jy moet eers dinge by die huis uitsort en jou lewe uitsorteer voordat jy vir Jesus kan sê, Jesus, asseblief help nie. Vra eers vir Jesus om te help, sodat jou lewe uitgesorteer kan word. Want nie een van ons het dit in ons om dit by onsself te doen nie. Word deel van Jesus se missie. En as Jesus jou reeds verlos het, word deel van sy sending. Want ons moet ook die goeie nuus daar buite aan die armes bring, en ons moet die gebrokenes troos. En ons as gemeente, die kerk, is Jesus se hande en voete in hierdie gebroke wêreld. Ons is die sout van die aarde, wat smaak gee aan 'n bitter wêreld. En ek wil vir jou sê, selfs deur jou optrede daar buite, kan die mense Jesus se goeie boodskap ervaar. Jy het nie altyd nodig om iets te sê nie. Mense sal dit sien hoe jy leef en optree. Ek wil vir jou vra, gemeente, waar sien jy jouself vandag in hierdie verhaal? Is jy die arm persoon wat goeie nuus nodig het? Is jy gebroken en jy het genesing nodig? Is jy vasgevang daar waar jy nie wil wees nie? Of is jy dalk verblind
deur jou eie emosies en omstandighede. Jy sien die wonderlike nuus en waarheid is, dis nooit te laat nie. Want die oomblik wat ons het, is nou, vandag. En as jy reeds Jesus se goeie nuus aanvaar het, dan wil ek vir jy sê vandag, net soos wat die Vader vir Jesus gestuur het daai tyd, stuur hy ons ook vandag uit in die wêreld, om Jesus se goeie boodskap te gaan verkondig. Dis ons roeping as gelowiges, om God lief te hê en te verheerlik, en om die evangelie te gaan verkondig, en om Jesus se karakter, daar waar jy is in die lewe, te weerspieël. Ons Here is 'n geneeser en hy is 'n verkondiger van goeie nuus. Glo jy dit? God is vandag hier teenwoordig. Hier waar ons in sy naam vergader. En hierdie boodskap van Jesus van meer as 2000 jaar gelede geld nog steeds vir ons, vandag hier waar ons sit. Jesus het genade gebring na hierdie wêreld toe. Nie vir die mense wat net reg lewe nie. Want Jesus het tyd spandeer saam met sondaars en saam met uitgeslotenes. Daarom sê hy vir ons vandag, en hy herinner ons, om nie te veroordeel nie, maar om met empatie en vergifnis daar buite te leef. Jesus het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. En in 'n wêreld vandag waarin ons leef, waar sukses en selfverryking verheerlik word, roep Jesus ons vandag om nederig mense te dien. Die armes, die siekes, en die mense wat uitgestoot is en eenkant gestoot is in die gemeenskap. Dis hoekom ons hier is, om daai mense te dien. Die kern van Jesus se boodskap is dat verlossing beskikbaar is vir almal. Almal wat in hom glo. En hierdie waarheid bly nog steeds relevant vir ons in tye waar al hierdie uitdagings in vandag se lewe ons nog steeds in die gesig staar. Glo jy Jesus se boodskap? Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat U nie gekom het vir regverdiges nie. Dankie dat U gekom het vir sondaars. Dankie dat U gekom het vir die mense wat gebroken is, en vir die wat verlore is, en wat vasgevang is. Help ons, Here, om te glo dat U goeie nuus vandag is. Asseblief vul ons met die Gees, Here, sodat ons instrumente kan wees in U hande om die goeie boodskap daar buite te gaan oordra. Ons vra dit, Here, in die naam van Jesus. Amen.